Baie welkom. Ek hoor 'n wekker, is nie myne nie, nee. Baie welkom vir oggend se erediens. Veral vir Leon en vir Michelle en vir klein Grayson wat vir oggend gedoop gaan word. Welkom aan hulle op hierdie besondere dag, maar ook vir oupas en oumas. Waar sit oupas en oumas? Ek daar soos om Noeks hulle daar agter, voor om Noeks hulle. Baie welkom. Dan ook hier in hierdie vir hierdie mooi geleentheid waar vir ons klein Grayson dan ten doop gaan bring. So baie welkom aan julle, ook familie en vriende. Welkom aan julle ook en al die besoekers. Welkom ook by u uitgebreide familie hier by Skeerpoort. Mag dit vir u ook 'n goeie ervaring wees om saam met ons dan ook die aangesig van die enigste Here dan ook te soek. Vriende, 'n paar afkondigings wat ek net moet uitlig. Eerstens dat daar's 'n vergadering, eredienskommissie vergadering na die erediens, dan Woensdag 10:00 Bybelstudie. Almal is baie welkom ook om dit by te woon, dis hier by die kerk. En dan die voorbidding. Die voorbidding vir hierdie week is oom Bokkie Meyring, oom Johan Boshoff, oom Gideon van die kerk, Hestie Joubert, oom Scoop Pinaar, Chantal Kleinman se ma en dan ook Elise en Charles Fourie het vanoggend vir my ook laat weet dat Elise ma is in die hospitaal en vra ook voorbidding dan ook vir haar in hierdie tyd. So kom ons dra hulle almal aan die Here op. Voordat ek vergeet, die wikkelwurms moet ek uitstuur. Waar is ons wikkelwurmpies? So. Ja, so is er nog. Daar sê, dankie Renet. Vriende, dan gaan ek vir Maurits aan die woord stel, maar voordat ek kom aan die woord stel, wil ek dalk net gou deur die verjaarsdag gaan. Thys Koen en Dani is Thys hierso, Thys Koen. Dani sit hier voor, hy verjaar vandag, so Dani, baie geluk. En ook vir Thys en sy afwesigheid. Baie geluk met jou verjaarsdag vandag, mag dit 'n mooi en 'n geseënde dag wees. En mag julle ook die seën van die Here in hierdie jaar wat voorlê dan ook beleef. So baie geluk met jou verjaarsdag. Die res van die mense wat hierdie week verjaar is Stef Fourie wat môre verjaar. Dinsdag is dit Leonie Horren, oom Hans Smit en dan oom Chris de Tooy, is oom Chris hierso. Hulle sit gewoonlik die kant. Oom Chris de Tooy wat 90 word hierdie week. Ons sê vir hom geluk met sy 90ste verjaarsdag. En dan donderdag is dit Heila Louise Pennels en dan Vrydag is dit Nelmarie Bronkhorst en dan JD Kutse. Saterdag is dit Jaco Barnard en Lisa Du Plessis en dan ook tannie Miriam Du Plessis wat 82 word, wat 'n mooi ouderdom is dit ook nie, en baie geluk met haar verjaarsdag, maar so ook vir almal wat in hierdie week dan hulle verjaarsdag vier. Mag dit 'n mooi en 'n geseënde dag eerstens wees, julle geboortedag, maar ook die jaar wat vir u voorlê. En dan gaan ek vra Maurits as jy na vore sal kom. Maurits ons is weer by die familiefees. Maurits gaan net vir ons 'n paar woorde sê oor die familiefees. Maurits, as jy dalk net oor die mikrofoon sal praat, ons is nie op regstreekse beeldsending nie as gevolg van die krag, maar ons neem dit wel op wat ons later dan die diens gaan uitstuur. So as jy net oor die mikrofoon kan praat, laat ons dit net kan opneem. Maar dankie Maurits, ons luister graag. Baie dankie, môre gemeente, baie dankie vir die tyd. Soos almal weet, 12 April is dit weer familiefees hier by Skeerpoort. Laas jaar was 'n reuse sukses vir ons gewees en dit was as gevolg van almal wat hierso is, wat hulle familie en hulle vriende saamgebring het. Hierdie jaar weer dieselfde plek, selfde tyd.
12 April, gaan het 10 uur die oggend oopmaak die hekke. Ons het baie lekker vermaak vir almal hierso. Ons het chominis van 11 uur af vir al die kinders, wat hierso gaan wees, asseblief, oumas, oupas, paas, maas, almal kom sit en kyk. Dis 'n baie oulike ding vir die kinders. Dit gaan van 11 uur af wees. Daarna het ons vir Jeremy James bietjie vermaak. Hy's ook die MC vir die dag. Hy gaan die dag in die gang hou vir ons. En dan het ons vir Joe Black rondom 3 uur die middag wat vir ons die vertonings gaan afsluit. Dis nie al nie met al hierdie goeders gepaard, het ons weer die avontuur speelarea wat hier op die regterkant sal wees. Ons het daar so rocket springkastele vir die kinders. Ons het die climb wall vir die kinders. Daar's weer ride bull. Vir die ou mense gaan die oudtydse karre binne in die saal wees. Dis die enigstes in die land wat oor is van hulle. Asseblief kom neem foto's. Ek gaan nou nie ouer ooms en tannies uitwys nie, maar dis kar waarmee julle gery het toe julle jonk was. Kom neem asseblief 'n foto, kom wys jou klein kinders waar die tegnologie heen gegaan het en waar hulle vandaan gekom het. Hier gaan baie lekker kos wees, net soos laas jaar. Daar's 'n spitbraai en dan wil ek ook vir julle sê, daar gaan weer looitjies te koop wees hierdie jaar. Kyk asseblief uit, die looitjies is R100 'n looitjie wat ons verkoop met die looitjie eerste prys, 2 rooi bokke wat jy kan wen met 'n goue blou wille wees om te gaan skiet. Dis 'n jagnaweek vir 6 mense, dis die eerste prys. Tweede prys is as curry, dis 'n wildsrit met 'n elephant experience vir 4 mense en dan ons derde prys is akkommodasie by Cosmos Heights, skiet hulle. Cosmos Heights, dis die derde prys. En dan weer eens, oumas, oupas, ons het dit laas jaar gesien met die skuifskiet. Kom vat die kleinkinders aan, daar's weer rooibok te wen op die skuifskiet en ook weer winbuks om te wen. Kom geniet net die dag saam met ons, dis regtig 'n gesinsdag. Dis die fokuspunt. Ons wil hê die oumas en die oupas moet uitkom en almal moet die tyd saam met jou kleinkinders kom geniet. Dis nie net vir groot mense. Ek vra die ou mense kom sit weer asseblief onder die bome. Dit was so lekker om die ouer mense ook te sien, sit hier onder die bome, net te sit en kuier, 'n piknik te hou, koop vir julle kos, kom sit en kuier en geniet net die dag saam met ons. Al die goed wat ek nou gesê, die bo-genoemde, is vir R100 per volwassene, is die ingang, dit sluit al die speletjies vir kinders in. Ek word dit net beklemtoon, want laas jaar was daar 'n onsekerheid gewees. Al die shows is ingesluit by die R100 per volwassene, en as die kind onder 12 is dit R50 en dit sluit speletjies, gesigverf in, al die ride bulls, al die avontuurpark, minigolf, so daar's nie addisionele kostes, behalwe om vir jou kos te kom koop die dag hierson nie, en die dag net saam met ons te geniet nie. Dis die belangrikste. So Dominee, baie dankie, ek hoop ek sien elkeen hierso, asseblief, nooi julle vriende, nooi julle families, en dan hoop ons sien almal 12 April hierso by NG Kerk Skeerpoort. Dankie. Dankie Maurits, dankie ook vir die jong mense, die span. Dis lekker om julle energie te sien, dis lekker om te sien hoe die dinge net loop. En hoe julle, ons is gewoond om by mekaar te kom vir vergaderings. Ek sien julle hou anders vergadering met die tegnologie. Ek bly nie by nie, maar ek weet dis in goeie hande. So baie dankie. Kom ons ondersteun die jong mense daardie dag en kom ons geniet die dag saam. Vriende, dis spesifiek familiefees. Dit gaan oor in ons individualistiese kultuur is ons elke dag so uit mekaar uitgespat. Elke ou hardloop rond om sy eie goeder te doen en ons wil sommer net 'n geleentheid skep om te sê, kom as familie, hier's vir elkeen iets wat julle as familie saam kan die dag deurbring. Want families is mos nou belangrik vir ons. Gesinne is belangrik. So kom ons gebruik dan ook hierdie geleentheid om as familie en gesinne net weer 'n bietjie by mekaar te kom en die dag saam te geniet. Vriende, kom ons raak stil en dan begin ons hierdie erediens in die naam van die enigste Here. Ons kyk op na die berge en ons wonder waar ons hulp vandaan sal kom. Maar ons hoef nie te lank te wonder nie, want ons weet ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. So nou ons gaan staan, dan gaan ons 'n lied sing, een lied 293, Jesus neem die kleine kinders, ons gaan al 3 die verse sing, so kom ons staan en dan loof en prys ons Here.
Here, dit is nie die eerste keer wat ons die naam aanroep nie, want toe ons stil geword het aan die begin van hierdie diens, het ons U naam geroep, en U aangeroep en onsself kom voor U stel. En daarom, Here, as ons nou U lof besing het, bid ons en vra, Here, dat U met ons elkeen sal praat en ons elkeen sal aanraak, en dat U vir ons die woord sal kom oopbreek, dat ons sal verstaan wie ons is in U. En Here, dankie dat ons kan bid en elkeen seën wat in hierdie week verjaar, ook wat vandag verjaar. Dankie dat ons U seën oor hulle kan bid en kan weet, maar U is hulle Here en God en U stap ook die jaar saam met hulle, vir elkeen wat hierdie week verjaar. Maar Here, ons bid ook vir elkeen wat op ons gebedslys is vanoggend. Ja, Here, U weet wat gaan saam met daardie nood waarin hulle verkeer. U weet die emosies en die gevoelens en alles wat rondom dit gebeur met ons. En daarom vra ons, Here, bring net vir ons vrede om te weet, maar U is en U bly in beheer. Alselfs lyk dit vir ons so donker, weet ons U is die lig in ons donkerte. En daarom is dit ons gebed, Here, dat U nou sal spreek met ons, want ons U kinders luister. Dankie, Here, ook dat ons vanoggend 'n klein babietjie kan doop. Dankie dat ons sommer net kan weer dink aan daardie belofte van U deur die eeue. En U nog steeds sê dat Grayson is U geliefde kind en U verheug U oor hom. Dankie vir daardie wonderlike voorreg om deel daarvan te wees. Ons loof U vir al die goedheid uit U hande. Amen. Vriende, ek gaan vanoggend ek lees uit die Matteus Evangelie. En u ken nou al, ek het dit al 'n paar keer gesê, dat die Bybel is nie in pericope en in hoofstukke en in verse geskryf nie. Dis die verhaal van ons Here Jesus Christus, soos wat dit opgeteken is deur Matteus. En soos enige ander verhaal kan jy mos nou nie eintlik regtig net in die middel inspring en dan die verhaal 'n stukkie lees en dan weer uitklim en nie verder lees. En daarom is dit nodig dat mens eintlik die hele gedeelte moet lees, die hele Matteus Evangelie. Maar as gevolg van tyd gaan ek vanoggend net 'n gedeelte uit hoofstuk 3 lees en dan 'n gedeelte uit hoofstuk 4. En dan gaan ek so 'n bietjie daaroor gesels, maar ek gaan ook nie vir hierdie Sondag alles daaroor kan sê nie. So volgende Sondag gaan ek voortbou op waar ons dan vanoggend gaan klaarmaak met Matteus hoofstuk 4. Omdat dit net so ryke teks is waarmee ons werk. So vriende, jy is welkom om deur die week dan die Matteus Evangelie van voor tot agter deur te lees. En die mooi verhaal en van die goeie boodskap, die goeie nuus wat dan ook met ons gedeel word. Maar kom ons lees, ons gaan begin by hoofstuk 3 vanaf vers 13 en dan teken Matteus dit soos volg op. In daardie tyd het Jesus van Galilea af na Johannes toe by die Jordaan gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê, ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe. Jesus het hom geantwoord, nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen. Daarna het Johannes ingestem. Jesus is toe gedoop en het dadelik daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant hom oopgegaan en hy die gees van God soos 'n duif sien neerdal en op hom kom. Daar was ook 'n stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Toe is Jesus deur die gees die woestyn ingeneem en deur die duiwel versoek te word. 40 dae en 40 nagte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê, as U die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duiwel hom na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, as U die seun van God is, spring af,
Daar staan mos geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duiwel hom na 'n baie hoë berg toe, wys hom al die koninkryke van die wêreld met hulle pragt en sê vir hom, dit alles sal ek vir u gee as u neerval en my ontbid. Maar Jesus sê vir hom, gaan weg Satan, want daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna het die duiwel hom met rus gelaat en daar het engele gekom en hom versorg. Ons lees tot sover. Gelukkig is elkeen van ons wat vanoggend hierdie woorde hoor, maar dit ook ter harte neem. Vriende, vanoggend wil ek die erediens begin so 'n bietjie anders as wat ek gewoonlik die erediens begin. En ek glo en vertrou dat u vanoggend met my so 'n bietjie geduld sal hê, want ek gaan vir u 'n video greep wys en dit is nou 'n Engelse video greep, maar dis 'n advertensie eintlik wat so klompie jare terug op ons TV's verskyn het. En die rede hoekom ek dit wil doen, is omdat ek dink die reklamewese het die vermoë om vir mense te wys wat hulle kort, wat ontbreek in hulle lewe, en dan om 'n antwoord te wil gee van hoe jy daai tekortkoming kan oorbrug, hoe jy daai leemte kan vul. Jy sien, die reklamewese is 'n wetenskap om behoeftes uit te lig, en dan vir ons antwoorde gee op die behoeftes wat hulle uitgeleef het. Die mense is soeke na iets en dan te sê, maar hier's 'n antwoord op julle soeke na iets. So ek gaan die videogreep wys, so 40 sekondes lank, en kom ons kyk na die videogreep en daarna sal ek aan die hand van ons teksgedeelte dit net so 'n bietjie toelig. Maar kom ons gee kans dat ons die videogreep kyk. Dankie Cornel. Cape Town now. I'm sorry, sir, that flight is That closed. is a business class ticket. Yes, sir, we could arrange a Do you later. know who I am? Introducing the rich aroma and distinctive taste of the new premium tea, Joko Gold. I didn't realize. Yeah. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? There's a gentleman here who doesn't know who he is. If anyone is able to assist him, please report to the information desk. Joko Gold gives you strength when you need it. There's a gentleman here who doesn't know who he is. Weet ons wie ons is? Weet ons wie ons is? En hierdie vraag is 'n identiteitsvraag. En die antwoord op hierdie vraag bepaal alles in jou lewe. Die antwoord op hierdie vraag bepaal hoe jy dink. Die antwoord op hierdie vraag bepaal hoe jy gaan optree in die lewe. Die antwoord bepaal hoe jy na die wêreld kyk en na die mense wat rondom jou is kyk elke dag. Dit bepaal hoe jy die lewe gaan benader. Dit bepaal hoe jy die dinge wat met jou gebeur en rondom jou gebeur gaan hanteer. Met ander woorde, die geleenthede en die versoekings wat elke dag oor ons pad kom, hoe gaan ek en jy dit hanteer, word bepaal oor wat ons identiteit is. En vir ons as gelowiges lê die antwoord vir wie ons is, nie in 'n koppie Joko tee soos wat die advertensie gewys het nie, maar ons antwoorde kry ons in die lewende woord van die lewende God, wat ons vanoggend gelees het. Want ons teksgedeelte begin waar Jesus gedoop word. En dan is dit eers 'n gesprek tussen Jesus en Johannes, want Johannes wil hom nie eers doop nie, maar dan doop Johannes hom. En dan wanneer Jesus uit die Jordaanrivier uitkom na hy gedoop is, dan gaan die hemel oop en die Heilige Gees daal soos 'n duif op hom neer. En dan kom die stem, "Die is my geliefde seun, oor hom verheug ek my." Jy sien, dit is Jesus se identiteit. Dis wie hy is. Hy is God se geliefde seun, oor wie God baie bly is, wat vir hom baie vreugde in God se lewe gee.
Maar die Heilige Gees speel 'n baie belangrike rol in hierdie bekendmaking, hierdie identiteitsbekendmaking. Want soos ek gesê het, ons kan ons nou nie die evangelie net in perikope en hoofstukke opbreek nie. As ons gaan kyk waar dit begin, as ons na Matteus 1 vers 18 kyk, dan word die nuus met ons gedeel dat Maria swanger is. Sy is nog net verloof aan Josef. En dan staan daar in hoofstuk 1 vers 18b staan daar: die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Jy sien, wanneer God hom openbaar as mens, dan het ons die Gees nodig om dit vir ons duidelik te maak. Die Gees kondig dit aan, hierdie is die Seun van die lewende God. En nou in hoofstuk 2 of hoofstuk 3, waar Jesus gedoop word, is die Heilige Gees weer aan die werk. As God hom met die mens identifiseer in sy doop, dan is die Heilige Gees wat soos 'n duif uit die hemel op hom neerkom. En wat ons moet raak sien, is dat die inkarnasie van God as mens word telkens deur die Gees net duideliker en duideliker en duideliker. Nou jy weet wat beteken inkarnasie. Inkarnasie sê die HAT woordeboek vir ons, dit is 'n liggaam waarin 'n godheid verskyn. Dis die definisie van inkarnasie. So God verskyn in 'n liggaam in Jesus Christus. Maar dis God. Maar God in die liggaam van Jesus is gebore soos een van ons. Jesus is gebore is gedoop soos een van ons. En dan in die res van hoofstuk 4 vers 1 tot 11, dan sien ons, maar Jesus word ook versoek, soos elkeen van ons ook maar versoek word deur ons lewe en elke dag versoek word. En die interessante wat ons moet raak sien, is die volgorde wat dit gebeur. Dit is eers Jesus wat sy inkarnasie, wat hy homself met die mens identifiseer. So hy identifiseer hom eers met die mensdom, en dan kom die woorde van God: dit is my geliefde seun. Jy sien, so wat hier gebeur is, dat omdat God hom met die mensdom identifiseer, sluit hy ons almal in. En eintlik is dit wat ons wat in Christus is dit ons nou ons identiteit. Ons is in Christus ingesluit hierin. En Paulus neem hierdie identiteit van ons in Christus baie ernstig op. Paulus, waar die grootste deel van die Nuwe Testament aan toegedig word, verwys na ons identiteit in Christus, niks minder nie as 169 keer. 169 keer praat hy met wie ons is in Christus. So ons kan dit ernstig opneem. Maar om in Christus te wees, beteken dat alles wat waar is vir en van Christus, is ook waar vir my en vir my en van my en jou wat in Christus is. En daarom moet ons dit vanoggend duidelik hoor, ek en jy is ook God se geliefde kinders, waaroor hy eintlik baie bly is. Almal wat in Christus is sy geliefde kinders oor wie hy hom verheug. En as jy nou alles vergeet wat ek vanoggend vir jou wil sê, onthou hierdie sinnetjie. Jy is God se geliefde. Jy is dit. Niks kan dit verander nie. Dis wie jy is in Christus. Dis jou identiteit. Jy is 'n geliefde van God. En soos ek sê, as jy dit onthou, dan bepaal dit verder alles van hoe jy jou lewe inrig vorentoe. Dit bepaal hoe jy die geleenthede en die versoekings van die lewe gaan hanteer. Want na Jesus gedoop word, dan gebeur die lewe met Jesus, soos wat die lewe met ons elke dag gebeur. Die uitdagings van die lewe gebeur met Jesus. Vriende, hy word versoek, soos ek en jy. En die eerste uitdaging wat Jesus, wat vir ons lees in Matteus hoofstuk 4, is dat hy honger word.
Jesus word honger. Hy het vir 40 dae en 40 nagte gevas. Hy het vir hierdie 40 dae die minimum kos en water ingeneem. Hy's honger. En eet is tog deel van ons menswees. Nie een van ons kan vir te lank sonder kos gaan nie. Die Here het reg in die begin, toe ons die skepingsverhale lees, het hy gesê van al die bome moet julle eet, behalwe van daai een boom. As ons in die Nuwe Testament lees, as Jesus die aand voordat hy gekruisig is, waar kry ons die Here? Saam met sy disippels, waar hulle saam eet. Wanneer ons Jesus in die Lukas Evangelie kry en hy's besig om met die mense te praat en vir hulle te leer, is dit heel dikwels saam met hulle aan 'n etenstafel waar hulle saam eet. Al 4 die evangelies vertel vir ons dat op 'n dag het die Here 'n groep mense van 5000 plus gesien wat honger is. En hy het met 2 visse en 5 brode het hy die skare gevoed. So eet is deel van wie ons is. Eet is nie 'n sonde nie. Dit is deel van ons menswees. So Jesus het honger geword. Sy soeke na die daaglikse brood was nie die probleem nie. Die probleem kom van, hoe kry ons daardie daaglikse brood? Wat doen ek om daardie daaglikse brood te kry? Die duiwel sê vir Jesus, as u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word. En is amper of die duiwel wil sê, as u so geliefde seun is, hoekom gaan u deur hierdie krisis? As u hierdie geliefde seun van God is, hoekom is u dan honger? As u die geliefde seun van die Vader is, dan sal hy mos alles vir u gee, dan sal u nie deur 'n krisis in u lewe gaan nie, want u is dan die geliefde seun van God. So is u so gelief. Dis wat die duiwel vir Jesus vra. En sien vriende, ons doen dit ook baie in ons lewe. Omdat ek die geliefde of 'n geliefde kind van God is, dink ek geen teëspoed gaan my tref in hierdie lewe nie. En alles wat my hart begeer, sal my hemelse Vader vir my gee, want ek is mos sy geliefde kind. Alles wat ek vra, sal ek kry. My honger na net meer en meer, sal die Here sal dit stil. Sien, ons sal vervul word met alles wat ons soek. Want jy sien vriende, ons is hongermense, maar ons is nie net honger na fisiese voedsel nie. Ons is honger na meer status in die lewe. Ons honger na finansiële vryheid. Ons honger na pret en plesier. Ons honger na materiële voorspoed. En so kan ek aangaan. Ons honger na 'n klomp dinge in ons lewe. En omdat ek sy geliefde seun is, moet God dit mos vir my gee. Of so dink ons. En vriende, daar is een van 2 maniere hoe hierdie honger na hierdie onversadigde honger kan uitspeel in jou lewe. Die eerste manier hoe die honger kan uitspeel, is dat my honger na al hierdie dinge in die wêreld nie gestil gaan word nie. Ek gaan honger bly. Die Here gaan nie vir my alles gee wat ek wil hê nie. En wanneer ek nie kry wat ek vra nie, dan dink ek, maar ek is nie meer God se geliefde kind nie. Want hoekom wil hy nie vir my gee nie? Jy sien vriende, so asof ek nie meer sy geliefde kind is nie, omdat ek nie kry wat ek vra nie. Maar as ons so begin redeneer, dan verloor ons 'n stuk van ons identiteit, wie ons in Christus is. So dis die eerste manier hoe die honger, onversadigde honger kan uitspeel in jou lewe. Die tweede manier is dat as God aan my hongerde voorsien, dan bly ek gewoonlik nie lank gevul nie. Want dis hoe ons mense mos is. Ons word weer honger. Dan soek ons net meer en meer en meer en nog meer status, meer geld, meer van wat hierdie wêreld vir my kan gee. Ons jaag na die een ding, na die volgende ding en soek net meer en meer, maar ons word nooit versadig nie. En daarom hierdie 2 maniere hoe dit kan uitspeel, konfronteer ons vanoggend met 'n keuse wat ons moet maak. En die keuse wat ons moet maak is eerstens, leef ons met hierdie onversadigde aptyd
vir meer en meer en meer in ons lewe? Of leef ons in getrouheid aan God? Ek wil dit weer sê, leef ons met hierdie onversadigde aptyd in ons lewe? Of leef ons in getrouheid aan God? En ons moenie hierdie twee keuses met mekaar verwar nie. Want die getrouheid van God is baie meer as die voorsienigheid van God. Jy sien vriende, God is baie meer as net om aan my te voorsien wat ek begeer. As Jesus net aan ons onversadigde aptyd moet voorsien, dan verstaan ons niks van ons identiteit nie. Want jy sien vriende, al daardie 5000 plus mense wat die Here daardie dag gevoer het, kos gegee, al daardie mense was die volgende dag weer honger gewees. Al die mense wat Jesus gesond gemaak het ergens in hulle lewe weer siek geword. Selfs Lazarus, wat hy uit die dood uit opgewek het eendag ook gesterf. Almal wat hy vergewe het 10 teen 1 weer gesondig, omdat dit in ons karakter is om te sondig. Jy sien, as ons dink ons identiteit as geliefde gaan net oor hierdie tydelike behoeftes en hierdie tydelike verligting van ons onversadigde aptyd, dan verstaan ons niks van die Vader van wie se geliefde kind ons is nie. Want dan gaan dit meer oor die gawe, meer oor dit wat hy gee, as wat dit oor die gewer gaan. Dan gaan dit meer oor wat ek kan kry, as wat dit oor God gaan. En in ons gereformeerde denke, gaan dit altyd eerste oor God, voordat oor enigiets anders gaan. Dit gaan altyd eerste oor God. Dit gaan eerste oor die gewer, en nie wat ons van die gewer ontvang nie. En daarom antwoord Jesus die duiwel as hy sê, 'n mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Wat was die woorde wat nou net uit God se mond uitgekom het? Einde van hoofstuk 3. Jy is my geliefde kind. Dis waaruit ons leef. Uit al die woorde wat uit God se mond kom. Ons leef uit die identiteit as 'n geliefde kind. Jy is 'n geliefde kind van God. Dis wie ons is. Ongeag van wat ek het. Ongeag van my status. Ongeag van hoe ek lyk of my gewig of wat ook al. Ek is 'n geliefde kind van God. Dit is wie ons is. En as 'n geliefde kind van God, is ek deel van 'n geliefde gemeenskap. Wat ons vanoggend in ons konteks die NG Gemeente Skeerpoort noem. Maar ons sal dit nie kan verstaan totdat ons aandag skenk aan daardie stem wat uit die hemel uitkom en vir my en vir jou sê, jy is my geliefde kind nie. Maar so ook is die persoon wat langs jou sit. En die persoon wat voor jou sit en die persoon wat agter jou sit. Ons almal is geliefde kinders van God. Ons is deel van hierdie geliefde gemeenskap van God. Maar ons is nie net deel daarvan nie. Ons is ook deelnemers in die geliefde gemeenskap van God. En waaraan neem ons deel? Aan die koms van God se koninkryk. Vir hierdie stukkie wêreld wat God aan ons toevertrou het. Dis rentmeesterskap. Die Here gee vir ons hierdie wêreld en hy sê, jy ken daardie verhaal in Matteus van die mense wat die verskillende talente gekry het. Hy sê, hier is die wêreld vir julle. Julle is my geliefde kinders, gaan leef ten minste soos geliefde kinders in die wêreld waar ek julle geplaas het. Bring die wêreld tot waar hy herstel is, tot wat ek daarmee bedoel het, toe ek in die paradys dit geskep het. So vriende, wanneer ons dus bid vir ons daaglikse brood, dan sê ons dus dat ons lewe plaas in die hande van die lewende God, wat ons klaar sy geliefde kinders noem. En die feit dat ons bid vir ons daaglikse brood,
hernie ons en word ons identiteit bevestig as mense wat weet en wat lewe met die woorde van ons is sy geliefde kinders. Maar wat ons mooi moet hoor is, dit transformeer jou. Soos ek in die begin gesê het, jou identiteit bepaal alles in jou lewe. Dit bepaal hoe jy dink, dit bepaal hoe jy optree. So dit transformeer ons, as ek 'n geliefde kind van God is, dan transformeer dit my om 'n verteenwoordiger te wees van God se liefde aan my naaste. Aan almal wat my pad kruis is my naaste. Om 'n verteenwoordiger te wees van God se liefde aan ons naaste. Maar as ons teruggaan na daai twee keuses toe wat ek nou van gepraat het en ons kies om met hierdie onversadigde aptyd te lewe, dan eindig dit op waar ek my naaste se brood vat. Dat ek die naaste se brood uit sy mond uitvat en vir myself toeëien. Dan gebeur die ondenkbare. Dit wat ons elke dag in ons land rondom ons sien. Mense wat mekaar vertrap en sleg sê en afbreek. Die kerkvader Augustinus het gesê, wat vir my begin het as 'n vreugde, het 'n gewoonte geword. En nadat dit 'n rukkie 'n gewoonte was, het dit 'n noodsaaklikheid geword. En dink net vir 'n oomblik, wat het Augustinus gesê? Jy sien, ons moet ons daaglikse brood, die seëninge wat God vir ons gee, moet ons met vreugde eet. Ons moet dit ontvang en met vreugdevol daarmee in die lewe leef. Maar soos alles, of dit nou jou strewe is na wat ook al in die lewe, as dit daardie korporatiewe leer is wat jy wil klim, as dit is, as ons lank genoeg ons fokus van God afhou en nie uit ons identiteit uitleef nie, dan word dit 'n noodsaaklikheid. En dit maak dat die mense rondom my seer kry. Want om bo uit te kom, sal ek trap op die mense onder my. Jy sien, as ons 'n keuse maak vir ons onversadigde aptyd, dan lyk die wêreld soos wat hy lyk. Dan kry mense seer. Dan word ons lewens, daardie uitkyk op die lewe, daardie strewe, ons verhoudings, dan word dit so verdraai, dat ons onsself nie eens meer sien as geliefde kinders van God nie. Dan herken ons nie self so nie, en ons herken ook nie die mense wat rondom ons sit as geliefde kinders van God nie. En daarom, jou identiteit as in Christus as geliefde kind van God, bring op die einde van ons twee vrae na vore. En ek het nou verwys na twee keuses, maar uit daai twee keuses kom daar ook twee vrae na vore. En soos ek nou ook gesê het, dit het alles te maak met rentmeesterskap. Wat doen ons met dit wat God aan ons toevertrou het? En die eerste vraag is, wat doen ek met my daaglikse brood wat ek uit God se hande ontvang het? Want almal van ons het eintlik baie meer ontvang as net vandag se brood. So wat doen ons daarmee? En dit is dalk die maklike vraag van die twee wat ek wil vra vanoggend. Die tweede vraag wat so 'n bietjie moeiliker is, wat 'n bietjie gaan vra dat ons daaroor moet gaan dink in ons stilte tyd en die manier hoe ons na die wêreld kyk, en wat vir my 'n belangriker vraag is wat ons in die wêreld in 2025 moet vra, is die vraag, wat gaan ons doen oor wat jy nie het nie? Daardie onversadigde aptyd. Wat gaan ek doen aan die goed wat ek nie het nie? Of kom ek stel dit anderste? Hoe bestuur jy elke dag jou hongerte? En vriende, ek gaan vra dat ons sommer net so sit en dan sing ons 'n lied waar ons sommer net dink oor hoe bestuur ons hongerte wat dalk ook onversadig is in ons lewe. En ons gaan die lied sing wat maar 'n beruiming is van die Onse Vader, Matteus hoofstuk 6, Matteus lied 266. Kom ons sit so, dan sing ons Vader wat woon in die hemel.
En dan is hier vanoggend 'n gesinnetjie wat so geseënd is met 'n klein seentjie. Nog 'n klein seentjie, is die tweede een, Grayson. 'n Klein ding wat by die doop vanoggend ook die woorde hoor, maar jy is my geliefde kind en ek is bly oor jou. Jy is my geliefde kind en ek is verheug oor jou. Maar hier is ook twee ouers wat wil kom sê, maar ons reageer op hierdie oproep van die Here. En ons wil vir Grayson so groot maak, dat hy sy identiteit verstaan, sodat hy leef soos 'n geliefde van God. En daarom gaan ek vra dat Leon en Michelle vir my na vore kom. Gaan julle sommer vir Grayson saambring, of gaan oupa of ouma hom inbring? Michelle en Leon, as julle dan net na vore sal kom. Kom ons sit so, dan sing ons die lied 292 terwyl hulle na vore kom. My enigste troos. Leon, Michelle, as julle dalk net vorentoe kan kom. Kairo, jy's ook welkom. Maar jy voel die water. En dit is my gebruik in die gemeente is, Here wil vir klein Grayson as hy kind hê, ongeag wat ma en pa antwoord. En daarom doop ek eers vir Grayson. En omdat ons mos nou weet dat ma en pa vir Grayson liefhet, weet ons mos dat hulle mos ook wil hê hulle kind moet leef soos 'n geliefde van ons Here as Hemelse Vader. So, as ons gou net nader bring. Grayson Andrew Fincham, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Here, die Heilige Gees is die seël dat Grayson nou 'n kind van U is. En dankie Here vir daai voorreg wat ons het om deel daarvan te wees, omdat ons ook kinders van U is. En Here, ek bid en vra dat U vir hulle altyd wysheid sal gee, dat U vir hulle insig sal gee om ook vir Grayson en Kairo groot te maak, sodat hulle ook eendag sal weet, maar U is hulle Hemelse Vader en hulle is U kind. Seën hulle, behoed en bewaar hulle, en dankie Here dat ons hulle nou aan U kan opdra. Amen. En nou kom ons sit so, en dan sing ons lied 288, die verse wat daar afgedruk is. Ek dink dit is net 2 verse, die 288.
En dan is daar die vragies wat ek aan die ouers gaan voorhou, waarop hulle aan die einde net moet antwoord. Eerstens, Leon en Michelle, bely julle dat dit wel julle kinders as sondaars in die wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmaat van die gemeente gedoop moet word. Ten tweedens, bely julle dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat ook vervat word in die artikels van die Christelike geloof en in die kerk hier geleer word, die ware en die volkome leer van verlossing is. En beloof julle om vir klein Grayson, van wie julle die vader en die moeder is, in die leer na die beste van julle vermoë te onderrig en te laat onderrig. Leon, wat is jou antwoord? Michelle? Gemeente, ontvang dan nou vir klein Grayson as ons jongste lidmaat van hierdie gemeente. En kom ons as gemeente sing vir hulle seënbede, lied 268, laat hierdie seën op hulle daal, as 'n seën dan ook vir hulle en hulle gesin. Kees net saam met my die Bybel sal oorhandig en vir gelukwensings baie geluk Michelle, baie welkom. Hier is die doopseël. En die kers natuurlik, ek het vergeet van julle kers. Dankie Kees. Hier is dan ook die kers. Steek dit aan elke jaar die 9de Maart en vier dan ook sy doop saam met hom. Daar sê dankie, julle kan weer julle plekke inneem. Ons gaan die offergawes by die deur opneem en daarom gaan ons dan nou oorgaan na die slotlied toe. Slotlied, bring aan die volke die boodskap van hoop en bevryding. Sê die Here, verkondig al verder die tyding. Daar is my knegg, hy bring aan nasies die reg, volg hom getrou in sy lyding. Kom ons staan en sing ons al 4 die verse. Daar is my knegg, hy bring aan
ontvang dan die seën van die Here en moenie bang wees nie. Want hy wat genoem word die eerste en die laaste en die lewende, hy sal die werk wat in ons begin het, voortsit en voleindig.